dis ons toekoms. Vriende, maar ek wil begin vanoggend, en ons tema, en ek dink jy het gesien die hemp wat ek aan het, ontevredenheid, die siekte van ons tyd. En vandag gaan ons 'n bietjie kyk na, wat is dit? Want dis 'n groot probleem, en ek het vir 'n baie lang tyd hierdie gedragspatroon van ons, en ek hou daarvan die woord ons, dopgehou. Wat is ontevredenheid? Ontevredenheid is wanneer jy 'n teleurstelling het oor iets. Jy's nie gelukkig nie. Dinge is nie volgens jou standaarde nie. Dinge werk nie soos dit is nie. En jy het baie redes in die lewe om ontevrede te wees, baie. En ons het baie goeie redes om ontevrede te wees. Ek bedoel, want ek en jy ervaar goed wat ons ongelukkig maak, en ek gaan vir jou 'n paar voorbeelde gee. Ek gaan die woord gebruik, die kontrakteur wat nie die projek afgehandel het nadat jy hom klaar betaal het nie. Almal weet waarvan ek praat. Die haarkapper wat jou hare nie reg gesny het nie, dames, julle ken daai, die dominee wat se preke of die pastoor se preke wat so lank is. Ek bedoel, dis iets om oor ontevrede te wees. Die petrolprys wat opgaan. Die diens in 'n restaurant. Ons kan ontevrede raak daaroor. Ontevrede raak oor hoe jou werkgewer jou hanteer. Ontevrede wees oor die slegte punte wat jy gekry het op skool of waar jy ook al studeer in jou lewe. Nie tevrede wees nie met dinge wat om jou gebeur, maar daar is 'n probleem. Dis goed om ontevrede te wees. Dis goed om 'n standaard in die lewe te hê om te sê, maar ek is tevrede met 'n ding so en so. En hier waar ons sit, is ons tevrede met wat ons vir onsself geskep het as 'n plek om die Here te aanbid. Ons was nie tevrede nie, ons het dit verander. Maar ontevredenheid wat konstant aanhou en aanhou en aanhou, is gelykstaande aan onvergenoegdheid. Daar sê kinders nuwe Afrikaanse woord vir julle, onvergenoegdheid. Onvergenoegdheid is 'n aanhoudende toestand van ontevredenheid. En dit is die siekte van ons tyd. Mense is onvergenoegd met alles. Hulle kla oor dieselfde ding, oor en oor en oor en oor en oor, is ek reg? En ek weet, jy wil dalk nou dink, die mense, kom ons sê, ek kla oor dieselfde ding, en ek het begin vir 'n hele geruime tyd, myself dopgehou en mense om my en geluister, oor hierdie spesifieke tema, wat gebeur? Sjoe, dit was nogal insiggewend, is die mooi woord, maar niks is ons meer gelukkig mee oor nie. Soos die heeltyd ontevrede oor goed. Dinge werk nie soos wat ek dit graag wil hê nie. As jy nou nog steeds nie verstaan wat ek vir jou vertel vanoggend nie, wil ek jou aan iemand voorstel, en ek het hom die naam gegee, Lynmannetjie. En ons gaan gou kyk, wie en wat is Lynmannetjie, en hoe tree hy op teenoor die ene wat hom geskep het. Kom ons kyk gerus. Bayou-badou, 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 Nou gaat het zo voor in de zee. Wei, maar gaat het weer voor? Dat is het later, man. Ik kan er voor de naar voren dat dat zelf kan. Maar daar is u, maar dan kan die ervoor, dus dat kan die. Voor ik had het door zomer, ik had het voor. Ah, zo, maar ja, we gaan het dus zien. God, van de telefoon in de city. Mas te vedete, piccolo
40. Lumbre, la candela 40 de center, guys. Let the candela 40. Kom, zo dat is het. Even de candela 40 de center, waar dat van. Bayou-ba-dum, 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 bayou-ba-dum. Jy word nie in elke kerk so vermaak nie. Ek moet julle eerlikwaar sê, om julle gesigte nou dop te gehou het, was vir my kosbaar. Maar een ding is baie duidelik, en dis hoekom ek 'n lynmannetjie aan julle wil voorstel vanoggend, want hy was die heeltyd in 'n argument met sy Skepper. Die ou wat hom teken, die ou wat hom maak, die ou wat sy situasie vir hom skep, is net nie goed genoeg nie. En dis lynmannetjie, en dis waaroor dit vir hom gaan die hele tyd. Hy argumenteer met sy Skepper die hele tyd. Hy het 'n onvergenoegdheid wat jy nie kan ken nie. Ek kan vanoggend die hele tyd fokus op die negatiewe gedeelte. Ons moet vergenoegd wees en dit moenie so en so wees nie. En ek wil graag vanoggend omdraai en sê, in plaas van om te kyk na onvergenoegdheid, kom ons gaan kyk na vergenoegdheid. Kom ons gaan kyk dat, hoe is dit om te wees, om dankbaar te wees? Wat se identiteit moet ek hê? En hoe kry ek dit reg om nie ongelukkig te wees nie? Daar's baie teksverse, Filippense 4 vers 1, 1 Timoteus 6 vers 6, 1 Timoteus 6 vers 8, Hebreërs 13 vers 5, sê almal baie duidelik, wees vergenoegd met wat jy het, wees tevrede met wat jy het. En dit is 'n goeie stelling om te maak, maar vanoggend wil ek dit verder vat, en ek wil na iemand andersters gaan kyk, wat nie soos lynmannetjie is nie. Iemand andersters, wat verstaan wat dit is om tevrede te wees. En ons gaan vanoggend bietjie na 'n man kyk met die naam van Job. En ek wil hê jy moet jou Bybel vir my oopmaak, dis in die Ou Testament, in die boek Job. Ons gaan 'n bietjie Bybel lees vanoggend. En as jy nie 'n Bybel het by jou nie, wil graag een hê, hier voor op die verhoog is hier baie Bybels, jy kan gerus vir jou kom haal. Jy kan jou selfoon ook gebruik, as nie 'n probleem nie. Kinders, as jy besluit om 'n speletjie te speel, later sit net die klank af asseblief. Ons gaan begin by Job 1 vers 1. So daar in die middel van die Ou Testament. Ek gaan saam met jou Bybel lees en ek weet mense sê dit so baie keer, hulle sukkel om Bybel te lees en na die 3de paragraaf het hulle al vergeet wat hulle gelees het. So terwyl ek lees en jy volg my, al het jy nie 'n Bybel voor jou oop nie, dis op die skerm ook, wil ek hê jy met hierdie prentjie in jou lewe skets. Skets hierdie prentjie en gaan kyk bietjie wat gebeur met hierdie arme man. So kom ons begin Job 1 vanaf vers 1. In die land was daar 'n man met die naam Job. Hierdie man was opreg en onberispelik in sy optrede. Hy het vir God ontzag gehad en die kwaad vermy. Wat 'n mooi identiteit. Ek wens mense kan dit ook eendag van my sê. Daar is vir hom 7 seuns en 3 dogters gebore. Hy het 7000 stuks kleinvee, 3000 kamele, 500 pare beeste, 500 donkiemerries en 'n besondere groot werksmag gehad. Hierdie man was meer vermoënd as enige iemand in die ooste. Nou moet jy nou ding, in 'n hele landstreek was hierdie ou 'n vermoënde man. En ek wil dit sommer vroegtydig al sê, daar is niks verkeerd daarmee om 'n vermoënde mens te wees nie. Jy sal sien verder in die hoofstuk ook. Sy seuns het die gewoonte gehad om elkeen in sy eie huis om die beurt 'n fees aan te bied. Hulle het dan 'n boodskap gestuur en hulle 3 susters genooi om saam met hulle te eet en te drink. Wanneer die feesdae verby was, het Job hulle laat haal en hulle geheilig. Hy het vroeg in die môre vir elkeen van hulle 'n brandoffer gebring, want Job het gedink, miskien het my kinders gesondig en God in hulle harte gevloek. Job het dit elke keer gedoen. Kinders, jy besef dit nie, maar jou ouers bid baie vir jou agter die skerms, net soos Job. En nou gaan ons na 'n nuwe gedeelte wat gebeur oor Job vanaf vers 6 af. Toe op 'n dag het die hemelwesens gekom en by die Here hulle plekke ingeneem. Die Satan, ek wil dit sommer nou vir jou sê, die duiwel, het ook saam met hulle gekom. Die Here sê toe vir die Satan, waar kom jy vandaan? Die Satan het die Here geantwoord. Hy het gesê, van rondswerf op die aarde en daar rondloop.
Die Here het vir die Satan gesê, het jy kennis geneem van my diensknegt Job? Daar is immers niemand soos hy op aarde nie. Hy is onberuslik in sy optrede en opreg, 'n man wat vir God ontzag het en die kwaad vermy. Die Satan het die Here geantwoord, hy het gesê, is dit sonder rede dat Job ontzag het vir God? Is dit nie u self wat hom en sy huis en alles wat aan hom behoort aan alle kante afskerm nie? Sy harde werk het u geseën en sy veestapele het u in die land uitgebrei. Maar steek nou net u hand uit en tas alles aan wat aan hom behoort. Hy sal u beslis in die gesig vloek. Die Here sê toe vir die Satan, kyk, alles wat aan hom behoort is in jou hand. Net so homself mag jy jou hand nie uitsteek nie. Die Satan het toe uitgegaan, weg van die Here af. Toe op 'n dag terwyl seuns en dogters besig was om te eet en wyn te drink in die huis van hulle oudste broer, kom daar 'n boodskapper by Job aan en sê, die beeste was aan die ploeg en die donkie merries het langsaan gewy. Toe loods die Sabiseërs 'n aanval en val hulle aan. Hulle het die werkers met die skerp van die swaard neergevel. Net ek alleen het vrygekom om dit aan u te kom vertel. Terwyl die ene nog besig was om te praat, kom 'n ander ene daaraan en sê, die vuur van God het uit die hemel geval en die kleinvee en die werkers verbrand en verteer. Net ek alleen het vrygekom om dit aan u te kom vertel. Vers 17. Terwyl die een nog besig was om te praat, kom 'n ander een daaraan en sê, Galdeërs het die 3 eenhede opgestel, 'n plundertog uitgevoer en die kameeltroppe en hulle gevat. Hulle het die werkers met die skerpte van die swaard neergevel. Net ek alleen het vrygekom om dit aan u te kom vertel. Vers 18, weer 'n keer. Terwyl die ene nog besig was om te praat, kom 'n ander een daaraan en sê, die seuns en die dogters was besig om te eet en wyn te drink in hulle oudste broer se huis. Toe daar onverwags 'n sterk wind van die woestyn se kant afkom en die 4 hoeke van u huis tref. Dit het op die jong mense ingestort en hulle het gesterf. Net ek alleen het vrygekom om dit aan u te kom vertel. Job het toe opgestaan, sy mantel geskeur, sy kop kaal geskeur, op die grond neergeval en in aanbidding getuig. Hy het gesê, naak het ek uit my moeder se skoot gekom en naak sal ek na die skoot van die aarde terugkeer. Die Here het gegee en die Here het geneem. Mag die naam van die Here geprys word. Ondanks dit alles het Job nie gesondig nie en aan God niks ondermyns toegeskryf nie. Wat 'n merkwaardige storie. Dit klink vir my soos moeilikheid. Job het alles verloor. Jy wat kinders het, jy wat 'n besigheid het, jy wat 'n werk het, dis almal van ons, dis tyd ons almal, hy het alles en alles verloor wat vir hom belangrik is. Sy rykdom, sy kinders. Eerlikwaar, Job het nie 'n rede om te lewe nie. Dink jouself in as alles om jou weggevat word. Alles. Waarvoor lewe jy? Job het al die reg gehad. En ek en jy sou dadelik gesê het, maar dit is so onregverdig. Hoekom staan hy nie op teenoor God en sê, maar dit werk nie so nie? Want ek en jy sal dit maklik doen. As iemand dit aan jou of my gedoen het, ek sou opgestaan het en gesê, dit werk nie so nie. Maar Job moes 'n verhouding met die Here gehad het wat ongekend is en geloof van staal. Want hy het nou niks nie. Hy het niks nie. Maar gelukkig daarom het hy nog 'n vrou. Jy weet, is daarom nog gelukkig om dan iemand by jou te hê, so jy daarom 'n maatjie wat langs jou is en die gaan jou mos ondersteun. Jy het mos nou iemand naby jou. Nou kom ons gaan verder na hoofstuk 2. Toe ons gaan hom nie lees nie, maar ek gaan vir julle die storie verder vertel en dan 'n stukkie vir jou lees. In hoofstuk 2 toe gaan hierdie storie aan. Die Satan gaan terug na God toe. Hy sê vir hom wel, Job is nog steeds dienend teenoor God en hy aanbid God en alles loop nog steeds mooi. Maar dis omdat hy net sy eiendom en sy goed verloor het en sy mense, dit is regtig nie so erg nie. Miskien as hy sy gesondheid verloor, dan gaan hy sy rug teen God draai. Nou kom ons stop net daar vir 'n oomblik. Hier is baie mense wat weet wat dit is om jou gesondheid te verloor. Hier is baie mense wat weet wat dit is om konstante pyn te hê. Want wat doen pyn? Pyn maak jou lewe baie kleiner. Jou wêreldjie is nie so groot. Want die pyn vat al jou konsentrasie. Dit hou jou die hele tyd besig. En dis nou Job se beurt. Die duiwel wil hê hy moet sy gesondheid verloor. En Satan en God is in hierdie gesprek en hy sê toe vir hom, nou maar goed.
Jy mag hom net nie doodmaak nie, maar jy kan enigiets met hom maak wat sy liggaam aanbetref. En toe doen die Satan dit, en Job kry dodelike swere. Met ander woorde, sy liggaam is afgetakel. Job is siek, baie siek. In Job 2 vanaf vers 8, as jy wil saam met my lees in die volgende hoofstuk vanaf vers 8, nou het Job 'n gesprek met sy vrou, die een wat hom moet ondersteun. Mans, en jy kan nou nie, as ek klaar hierdie teksvers gelees het, so maak nie, hoor. Dit geld na al twee kante. Kom ons lees. Job het 'n potskerf gevat om hom mee te krap. Soveel seer het hy op hom gehad, het hierdie seere oopgekrap. Terwyl hy in die as sit, sy vrou het hom gesê, volhard jy steeds in jou onberispelike optrede, vloek God en sterf. Hy het egter vir haar gesê, jy praat soos een van die dwaase vroue praat. Die goeie wat van God kom, die aanvaar ons, maar die slegte moet ons dit nie ook aanvaar nie. Ondanks dit alles het Job nie met 'n enkele woord gesondig nie. Dit het erger geword. Die maatjie wat hy het, die ondersteuningsstruktuur is nie daar nie. Maak nie saak in watter hoedanigheid nie. Nou het Job alles verloor. Want die persoon wat hom moet vashou en aan die gang hou, is ook nie meer daar nie. En as jy na die laaste sinnetjie daar kyk, dan staan daar, hy het nie met 'n enkele woord gesondig nie. As jy dit direk gaan vertaal in die oorspronklike Hebreëus, dan kry jy die volgende, hy het nie met sy lippe gesondig nie. Met ander woorde, hy het niks, maar niks verkeerds van God gesê nie. Dis Job. En Job se reaksie is, daar's nog steeds nie 'n rede om teen God te draai nie. Hoegenaamd nie. Hy het al die reg gehad om op te tree soos lynmannetjie. Ek bedoel, as jy 'n lynmannetjie oor Job moes gemaak het, sou dit 'n tragie gewees het. Dit sou nie iets gewees het waaroor jy kon lag nie, want dit was ongelooflik sleg. Job bly op God fokus die hele tyd, in vergenoegdheid, met hartseer uit die aard van die saak. Moet dit nie vergeet nie. Hy moes hartseer gewees het. Jy kan al hoe verder gaan lees en wat sy emosionele toestand hierdie ou was. Maar hy het swaar gekry. Maar hy het nie teen God gedraai nie. Nou gaan ons verder. Ons hoef nie al die hoofstukke te lees nie, maar as jy die volgende klomp hoofstukke lees, dan sien jy, nou daag Job se 4 vriende op. Hulle gaan nou vir Job ondersteun. Met ander woorde, hulle is ons nou hier vir hom. Dit is goed om goeie vriende te hê. As jy al die hoofstukke gaan lees daaroor, dan sien jy, al wat hulle doen is aantuigings. Die een sê vir hom, ja, miskien is dit omdat jou kinders partytjies gehou het, dis waarom die Here goed weggevat het. Miskien is dit om hierdie rede, miskien is dit om daai rede. En hulle vertel vir hom baie duidelik, wat sy verkeerde goed hy gedoen het. Die hele tyd soek hulle die fout by Job. Maar Job staan sterk. Hy besef, daar's goeie en slegte dinge in die lewe. En hy argumenteer en hy praat met hulle die hele tyd. Maar hy word nie negatief nie. Hy staan by God. Dis 'n mooi storie. En toe vra ek vir myself af, my voorbereiding, maar hoekom? Hoe kry hierdie ou dit reg? En hoekom sukkel ek daarmee? Hoekom sukkel ons so baie keer? En ek wil graag gaan, en dis vir my die grootste antwoord vir oggend, is, Job het iets verstaan wat ek nie altyd verstaan nie. En weet jy wat's dit? Hy weet wie hou die potlood vas. Hy weet, God is die een met die potlood in sy hand. Hy teken die streepie. Hy is die ene wat besluit hoe werk dinge. God is die ene wat my en jou se lewe met 'n potlood teken. Maak nie saak wat daar is nie. Maak nie saak wat sy uitdaging hy gee nie, goed of sleg, maar hy teken dit. Ek wil vers 10 weer vir jou lees, wat sê hy vir sy vrou. Hy het egter vir haar gesê, jy praat soos een van die dwaase praat. Die goeie wat van God kom, die aanvaar ons, maar die slegte, moet ons dit nie ook aanvaar nie? Dis ons probleem. En ek wil die woord ons sê, myself ook. Ons is meer geneig om op die negatiewe goed te fokus. Ek weet nie of jy dit weet nie, maar 50 jaar terug het daar nie so 'n ding bestaan soos 'n warm stort nie. Daar was nie so iets nie. Vandag is dit iets wat ons aanneem. Draai die kraan oop en dit gebeur. Dit is 'n geskenk. Warm water is 'n geskenk.
Dis iets wat jy sou gehad het. Sekere mense in die gemeente met wie ek te doen kry, wat vir 'n tyd nou as gevolg van kragprobleme nie krag gehad het nie. En ons het 'n gesprek gehad daaroor hierdie week. Hulle moet vroeër opstaan om nou op die stoof water te kook, om aan die einde van die dag net warm water te hê om te bad. As die krag aankom, kan hulle net die kraan oopdraai en hulle te warm stort. Dis goed waaroor ons nie meer opgewonde raak nie. Glad nie. Hoegenaamd nie, maar dis waaroor dit gaan. So hoe kry ek en jy onsself op 'n plek om nie onvergenoeg te wees, maar vergenoeg te wees? Dis baie prakties. Doen jouself 'n guns deur hierdie week. Ergens gaan jy stil sit by 'n lesenaar of iets. Ergens gaan jy 'n stuk pen en papier hê. Vat daai papier en trek 'n lyn in die middel en begin neerskryf al die goeie dinge wat jy in jou lewe het en gaan skryf al die slegte dinge wat jy in jou lewe het. Maar moenie die basiese goed vergeet nie. Hoor wat skryf Paulus vir Timoteus in 1 Timoteus 6. Ons het immers niks in die wêreld ingebring nie en ons kan niks daaruit wegneem nie. Maar as ons kos en klere het, laat ons daarmee tevrede wees. So as jy jou lysie skryf, sit die kos daarop. Ek weet hy ruik lekker nou in die kombuis. Ek is bly daaroor, ek is dankbaar. Skryf al die basiese goeders neer. Die positiewe dinge wat jy het. En dan skryf jy die negatiewe goeders ook neer. Maar dit het nog nie vir my antwoord gegee nie. Ek was nog nie tevrede nie. Ek het gevoel, maar ek soek dieper, Here. Ek wil meer weet. En nou wil ek hê jy moet terwyl jy nou in die boek Job is, blaai vir my heel na Job 42, die laaste hoofstuk. Job 42 vanaf vers 1. Ek wens ons kan op 'n plek kom waar ons God se woord met meer ontzag kan lees. En dalk minder teddybede en teksverse vir mekaar stuur op WhatsApp groepies en dit uiteindelik nie meer ernstig maak nie. Ek wil hê jy moet mooi luister na elke woord wat Job hierso sê. Nou is ons soveel hoofstukke verder. Daar het baie dinge gebeur. Sy dierbare vriende was nie daar vir hom nie en die fout by hom gesoek. Job het homself jammer gekry. Jy kan die hele boek gaan lees. En uiteindelik het hy op 'n plek gekom waar hy en die Here begin in argumente betrokke raak. En hy goeters wil leer, maar hy's nie seker nie. En hoor wat skryf hy nou aan die einde van alles. En ek wil dit net vir jou in konteks sê. Almal van ons weet die storie, ja, Job het toe uiteindelik sukses gehad en hy was beter af in alles en dit was net goed en wonderlik met hom. Maar hierdie gedeelte is nog nie toe hy daar is nie. So is baie maklik vir my en jou as ons deur 'n moeilike ding gaan en alles het reggekom na die tyd, dan getuig ons, die Here is met my. Die Here het my gehelp. Maar stap bietjie binne in 'n ding. Sit bietjie binne in 'n situasie. Hierdie ou sit nog in sy situasie, dit het nog nie verbeter nie. En hoor wat skryf Job hierso. Job het die Here geantwoord. Hy het gesê die hy is Job. Jy moet mooi vashou, wanneer praat God, wanneer praat hy? Ek weet dat U alles kan vermag, dat geen plan vir U onuitvoerbaar is nie. Wie is die een wat 'n plan verberg, terwyl hy geen kennis het nie? Daarom het ek, sonder begrip, ja sonder kennis, my mening gegee oor dinge wat vir my te wonderbaar is. Luister, ek sal praat. U het gesê, ek sal jou ondervra, lig my dan in. Op hoorsê het ek van U verneem. Job het op 'n ander plek gekom in sy lewe, deur te sê, so naby as wat hy aan God was, sê hy daai naby, daai lewenstyl wat hy gehad het, was nog nie goed genoeg nie. Hy het eintlik op hoorsê van God geweet. Maar nou het ek my oog U gesien, daarop roep ek dit, en het ek berou in stof en as. Liewe ouers, hy het niks nie, hy het niks verkeerd gedoen nie, hy sit in stof en as, nou al vir 'n baie lang tyd, en dan vra hy nog steeds God om verskoning, en sê maar hy's die skuldige ene. Hoe op aarde werk dit? Dit is baie eenvoudig. Job het nooit in opstand teen God gekom nie. Hy het nederig gebly. So,
Onvergenoegdheid is gelyk aan opstandigheid. As jy kla die hele tyd, ek ook, oor goed wat nie reg is nie, kom ek en jy in opstand teen God. Baie eenvoudig. Ek wil 'n voorbeeld gee. Daardie werk wat jy het, waaroor jy nie altyd so gelukkig is nie, en ek weet self ook, ek het my uitdagings. Besef jy, daar is iemand wat bid elke aand, dat hy die werk kan kry wat jy het. Want hy het nie werk nie. Daai plek waar jy sit elke dag en werk, is deur God vir jou gegee. Kom van hom af. Daai huweliksmaat, waarmee jy nou al vir soveel jaar getroud is, wat jy sonder liefde hanteer. Waarvoor jy moeg is, ek's baie reguit vanoggend, maar dis nog nie naaste my so erg soos Job nie, want dit gaan nie oor onvergenoegdheid, en hou vas, maar daardie huweliksmaat, wat jy nie met liefde meer hanteer nie, wat jy voel nie meer goed genoeg is nie, God het hom of haar vir jou gegee. En daar was 'n tyd wat jy tevrede was met daai huweliksmaat, ja, en daai huweliksmaat was alles, maar nou is dit nie meer goed genoeg nie. Weet jy wat doen jy eintlik? Jy sê vir God, dit wil ek nie meer hê nie, vat dit terug. Dis baie reguit, dis presies wat ek en jy sê. Jou huweliksmaat is 'n gawe van bo. Interessant, die van julle wat nog nie getroud is nie, jong mense, besef jy, jou huweliksmaat loop hier ergens rond. Besef jy, jou huweliksmaat is daar ergens, jy kan maar vir hom en haar begine bid, dat God hom of haar na jou toe bring. Want dis 'n gawe, dit kom van God af, geen ander ding nie. Daai kar wat jy ry, is 'n gawe van God. Maak nie saak wat hy kos nie. Maak nie saak hoe mooi of watter kleur hy is nie. Dis 'n gawe van God. En hier gaan ek nou 'n stukkie van myself deel en ek moes myself oor die vingers tik. Ek het vir my 'n ander voertuig gekoop in Desember maand, maar daar's iets van hierdie kar wat my irriteer. En ek wens ek kan dit verander. Regtig. Maar ek kan nie. En toe besef ek een oggend toe ek hier by die kerk is en ek stap uit na my voertuig toe en ek kyk so na die ding en ek besef, hoe durf jy sê maar jou van een ding nie in hierdie voertuig nie. Inteendeel, ek het homself verkies. En die bank, is nou die bank sin, nog nie myne nie, maar ek ry hom. Dis reg. Maar die punt is, hoe kan jy so ondankbaar wees, want jy het 'n beter voertuig. Daar het ek vir myself gepreek. Glo my, doen dit baie. Daai geleentheid wat jy het vir die toekoms wat voor jou lê, besigheid, werk, 'n nuwe geleentheid, wat harde werk kan wees, waar kom dit vandaan? Van God af. Ding as ek reg quoteer, is dit Galasiërs, Kolossense 3 vers 22 sê, wat julle ook al doen, doen dit vir God en nie vir mense nie. Alles wat jy doen is vir God. Alles wat jy ervaar is vir God. En alles wat jy het, kom van hom af. En die dag wanneer jy hierdie papier vat en jy begin skryf, interessant, weet jy wie jou dan die potlood vas? Jyself. Dalk 'n goeie ding, nou het jy hierdie potlood in jou hand, nou skryf jy oor al die dinge wat jy het. Waaroor jy kan dankbaar wees. Daar is soveel goeders. Ek weet, 2025 was nie vir almal 'n wonderlike jaar met baie goed, ons almal is deur goed. Maar daar was goeie dinge ook. En selfs die afgelope week, die afgelope paar dae, hoeveel goeie goed is daar. En dis waaroor dit gaan. As jy wil vergenoegd wees, dan aanvaar jy wat God jou gee. Al is daar hartseer. En dis maklik, ons moet nou by die ja maar vraag ook uitkom, ja maar hoe doen ek dit? Dis baie eenvoudig, op jou knieë. En as dit nodig is om jou hart uit te huil by die Here, dan doen jy dit. Sekerlik het Job baie hartseer gehad. En is nodig om vergenoegd te begin raak oor alles, want lynmannetjie was met niks tevrede op die aarde nie. Ek dink hy is die beste voorbeeld van onvergenoegdheid. Jy kan hom maar gaan soek,
Op YouTube is daar oor 100 van hierdie episodes, wat baie langer ook is. Maar die hele tendens bly dieselfde. As iets nie reg is nie, dan draai hy om en dan skel hy sy skepper. Dis al wat hy doen. En jy het gesien selfs, en dan bring hy iets andersters op sy pad, is ook nie goed genoeg nie. Nog 'n ding wat interessant was van Lynmannetjie is dat, wanneer hy iets nuuts kry om hom mee besig te hou, vat dit nie baie lank en dan sy verveel daarmee. Dan moet dit nou verander. Die pik was nie goed genoeg nie, en ook nie die sambreel nie, hy wou 'n spesifieke raket hê, want hy wil 'n spesifieke speletjie nou speel, en die speletjie wat hy in die einde gespeel het, wat het dit veroorsaak? Sy einde, want hy het self gekies wat hy wil hê. Hy het nie die ene wat die potlood vashou, toegelaat om te skryf nie. Job het al die rede gehad om teen God te draai, verseker, as ons dit begin verduidelik vir mekaar. Job moet iemand wees wat, ek en jy nie eers by wil gaan sit en mee gesels nie, want daar's niks positief in daai gesprek nie. Maar hy het iets verstaan. Vergenoegdheid is nederigheid. En die vraag vanoggend is ek en jy bereid om by God te bly? Is ek en jy bereid om alles wat ons aanpak met God te doen? Want as ek dit met God doen, is dit baie eenvoudig. Dan sal ek tevrede wees, want alles wat ek gaan hê, alles wat ek gaan ervaar, alles wat ek gaan doen, kom van die Here af. En of dit sleg en of dit goed is, die keuse is joune. Andersins gaan jy die res van jou lewe soos Lynmannetjie 'n onvergenoegde mens wees. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons sit vanoggend voor U en dan besef ons hoe geseënd ons is met alles wat ons het. Hoe groot is ons God? U is die ene wat gee, U is die ene wat neem. U is die ene wat vir ons sorg, meer as wat ons kan dink daaraan. Ons besef vanoggend, maar alles wat ons ervaar, kom uit U hand uit. En ons is so dankbaar. Ons wil U bid, Here, om ons met U Gees te lei en te leer, om meer dankbaar te wees, om alles wat ons het en alles wat ons ervaar, te besef, maar dit kom van U af. Elke oomblik van ons lewe. En dat ons meer en meer mense sal aansteek om ons, dat U Gees ons sal leer om mense aan te steek met tevredenheid, en dat dit groter en groter sal raak om ons. Ons dank U, Here, vir U goedheid en U guns. Amen.